Dan bid ons net saam. Here, U is wonderlik, U is almagtig, U is groot. U is die allerheiligste. Here, daarom ook soos wat ons nou uit die woord uit gaan sing, gaan lees, wil ons deur niks en niemand anders te Here gelei word nie as deur die Gees. So daarom vra ons, kom Heilige Gees en kom werk in elkeen van ons en kom aktiveer ook die woord vanaand vir ons. Here, dat dit nie net 'n boodskap sal wees vanaand nie, maar ook juis vir ons goeie insig, goeie raad sal wees vir 'n nuwe lewensjaar, Here. Daarom mag ons ook vanaand gehoorsaam na U luister. Amen. Soos julle die tema kan sien, Jakobus se raad vir die nuwe jaar. Want kom ons wees eerlik, ons almal het raad vir elke jaar. Daar sekere dinge wat hierdie jaar gebeur het, wat met ons aangegaan het, dinge wat ons dalk nie meer wil oor hê nie, dinge waaruit ons geleer het. Partykeer het ons op die harde manier geleer, ek weet nie. Elkeen moet maar vir homself besluit en sê hoe dit was. Maar nietemin, God se woord gee vir ons raad vir 'n nuwe lewensjaar, raad vir elke dag oor hoe ons moet leef en ook nie moet leef nie, wat ons moet doen en nie moet doen nie. En Jakobus som dit vir my so mooi op. As hoogmoed die eerste sonde is, dan is nederigheid seker die eerste deeg, kan ons amper vir mekaar sê. En ek het jare gelede het ek hierdie reël van die geestelike lewe geleer, dat God is God en ons is nie. So alle geestelike groei begin eintlik by hierdie waarheid. En totdat jy dit nie begryp en werklik waar verstaan nie, is jy eintlik maar nog in geestelike kleuterskool, wil ek amper sê. So vanaand as ons gaan lees uit Jakobus 4 vers 6 tot 10, gaan ons leer oor wat dit beteken om jouself in die oë van die Here te verootmoedig. Om te besef wat ware nederigheid eintlik is. En in hierdie gedeelte gaan ons die stappe ontdek wat die pad na God se seën eintlik, wil ek sê, ontsluit vir ons, as ons dit verstaan. So ek sê weer, as hoogmoed die eerste sonde is, dan is nederigheid seker die eerste deeg. Wil jy God beter leer ken, vandag, môre, die nuwe jaar? Wees nederig. Wil jy God se goedkeuring ontvang in jou lewe? Wees nederig. Wil jy graag 'n deurbraak ervaar na die oorwinning wat die Here vir ons, Jesus vir ons bewerkstellig het? Wel, wees nederig. Wil jy in 2026 groei in jou verhouding met God, nader tot hom leef? Val gee aandag aan hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, want dit sal jou help om jou geestelike lewe te begin. So as jy jou Bybel hierso het, blaai saam, ons gaan daar saam lees uit Jakobus 4 vanaf vers 6 tot 10. Maar die genade wat hy gee is nog groter. En daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte, huigelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. En as julle sê, hey, Gerrit so 'n bietjie iets gedrink voor hy gekom het, want ons gaan in 'n nuwe jaar in. Ons sê voorspoed vir mekaar vir die nuwe jaar, en ons sê wonderlike dinge, vreugdevolle goed. Hoekom lees hy nou hierdie teks? Ons gaan nou daarby uitkom. Vers 10, onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. So die eerste punt wat ek graag met julle wil bespreek vanaand is gaan op jou knieë. Vers 6 tot 7a sê, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle aan God. Nou, nederigheid kom nie natuurlik vir die meeste van ons nie, nê. Dis die deeg wat as jy dink jy het dit, dan het jy waarskynlik dit nie. Dis die ironie van dit, nê. As jy dink jy is nederig, is jy nie nederig nie.
Bekende teoloog Moody het altyd gebid en gesê, Here, maak my nederig, maar laat my dit nie weet nie. Goeie raad, nee. Niemand hou daarvan om voor te gesê te word oor wat om te doen nie. Ons wil eerder graag in beheer wil wees van ons eie sake en daarom dink ons en klink dit vir ons die hele idee om trots te wees en dit oor te gee aan die Here. Dit klink vir ons so aanvanklik bietjie vreemd. Maar daar's geen ander manier om beter te word nie. Daar is geen ander manier om genees te word nie. Daar's geen ander manier om vergewe te word nie. Daar's geen ander manier om nuwe lewe te vind nie. So ons kan die Here probeer veg of ons kan alles aan sy beheer oorgee. So want wanneer ons beklei, verloor ons. Wanneer ons geloof oorgee, wen ons. Jy is nie God nie, jy was nooit nie, jy sal ook nooit wees nie. So begin daar in 2026 en jy sal op die regte pad wees. Want nederigheid groei die beste in die ryke, vrugbare grond van God se genade. So moenie bid vir meer nederigheid nie, bid vir meer genade. Bid dat God sy genade in jou hart sal uitstort sodat jy in hom sal roem en die Here alleen sal roem. Want die trotse man moet voortdurend herinner word hoe groot hy is. Maar nie die nederige mens nie. Die trotse man spog omdat hy wil hê jy moet hom prys. Jy moet vir hom vertel hoe wonderlik hy is, hoe goed hy is. Dis wat die trotse man vra. Die groot prater spog omdat hy jou en homself probeer oortuig van hoe groot hy eintlik is. Maar die nederige man of persoon spog nie. Want die waarheid spreek van self. Daai persoon het altyd vertel hoe hard hulle werk. As jy regtig waar hard werk, het jy nie nodig om vir mense dit te sê nie. Mense sal dit sien, mense sal dit ervaar. Maar hy laat sy reputasie in die Here se hande. Het maak nie saak wat nie, of wat ander mense van hom dink nie. As jy regtig waar nederig is, leef jy vir God, jy leef vir die gehoor van een, jy leef vir hom. Want God se reputasie moet groot gemaak word in jou lewe, en nie jou reputasie nie. So wat met ons gebeur, maak nie saak, want het gaan oor God. Het gaan oor die eer wat hy moet ontvang. So om in nederigheid te wandel, beteken dat jy jou sondes bely, jy vergewe jou vyande, jy erken jou foute en jy spog nie oor hoe groot jy is nie. Beteken ook jy bedien ander met 'n glimlag, nie met 'n frons nie. Jakobus sê, God weerstaan die hoogmoediges. Moenie dat dit met jou in 2026 gebeur nie. Hy sê aan nederiges gee hy genade. Bid dus vir die genade, ook wat jy in 2026 nodig gaan hê. Gaan op jou knie, bid tot die Here en jy sal bly wees jy dit gedoen. Die tweede punt is veg terug. Vers 7b sê, staan die duiwel te en hy sal van julle af wegvlug. Nou die Grieks is so geskryf dat dit beide 'n opdrag is, maar ook 'n belofte is wat die Here vir ons gee. Hy sê, staan die duiwel te. Dis 'n opdrag. Maar die belofte is, hy sal van jou af wegvlug. So as ons aan God onderwerp, dan kan ons seker wees dat wanneer ons die duiwel te staan, hy van ons af weg sal vlug. Want ons het geen krag in onsself teen die duiwel nie. Niks nie. Maar hy het geen krag om teen ons te gebruik wanneer ons in God se krag teen hom veg nie. Op onsself kan ons nie wen nie. Maar met God se hulp kan ons ook nie verloor nie. En dis die wonderlike daarvan. So die woord weerstaan of veg terug, is 'n militêre term, nê. Beteken jy staan en jy veg, jy beklei. Jy hardloop nie weg nie. So ons moenie van die versoeking wegvlug nie, maar ons moet die duiwel beveg. En dit beteken om die wapenrusting van God op te neem en in die bose dag op te kan staan, vas te kan staan, maar ook die duiwel te kan teenstaan, soos ons lees in Efesiërs 6. Ekskuus, my pointer wil nou nie werk nie. Ag, gaan hy nou. Maar Satan is soos 'n sportsafrigter.
Hy is soos Rassie Erasmus. Ek sê nie Rassie Erasmus is die Satan, jy hoor mooi. Maar hy is soos 'n goeie sportsafrigter wat die opponerende span bestudeer. Hy het die spelfilm klaar gekyk, hy het die gameplan klaar uitgewerk. Hy ken jou gameplan. Hy hou jou fyn dop. Hy ken jou swakpunte, hy ken jou sterkpunte en hy gebruik wat hy weet teen jou. So as hy jou moedeloos maak, dan het hy reeds die stryd gewen. Hy weet wanneer jy jou meer verloor. So Satan is nie gelyk aan God nie, maar hy is baie slimmer as wat ek en jy dink of hom eintlik wil erkenning voorgee. So moenie verbaas wees wanneer hy jou uit die bloute uitslaan nie. Beklei terug. Moenie verbaas wees wanneer hy na toe kom met 'n verleidelike versoeking nie. Staan vas, beklei terug. Moenie verbaas wees wanneer hy jou in 'n oomblik van swakheid in jou oor probeer fluister en jou aftrek na sy vlak toe nie. Beklei terug. Want die duiwel is van nature 'n moordenaar, sê Johannes 8 vers 44 vir ons. Hy sal jou loopbaan vernietig as hy kan. Hy sal jou huwelik vernietig as hy kan. Hy sal jou gesin sal hy vernietig as jy hom toelaat. Daarom moet jy vas staan en daarom moet jy beklei. So veg terug met die woord van God. Veg terug deur die Here se lof te sing. Al gaan dit met jou swak. Al is jy in 'n donker woede storm, sing die Here se lof. Veg terug deur tot Jesus te bid. Veg terug deur op jou broers en jou susters te steun. Dis ons om oorwin, want ons kan dit nie alleenig doen nie. Veg terug deur Jesus Christus openlik te bely as jou verlosser. Veg terug deur na die Here se tafel toe te kom. Veg terug deur elke versoeking wat op jou pad kom teen te staan en van dit af weg te vlug. Staan en veg, kind van God, sê Jakobus vir ons. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Om dit te kan doen, sê Jakobus, moet ons nader gaan. Sy nader tot God en hy sal tot julle nader. Kom ek vra vir jou so. Hoe naby was God aan jou gewees in 2025? Hoe naby dink jy sal God aan jou wees in 2026? Of miskien is die vraag nie, hoe naby is God aan ons nie, maar eerder, hoe naby is ons aan hom? Dis die vraag. Elke getroude paartjie verstaan dat nabyheid een ding is, maar intimiteit, dit is iets anderste. Jy kan 'n man en 'n vrou kry wat op dieselfde rusbank sit, maar hulle gedagtes is kilometers ver van mekaar af. Jy kan mense kry wat in dieselfde bed slaap, maar nie dieselfde geestelike bed deel nie. So baie mense moontlik om getrou te wees, maar om heeltemal aparte lewens te lei. En dis dieselfde met ons verhouding met God. Want nader tot God begin in die hart. En as ons na God toe kom met dieselfde begeerte om hom te ken, dan sal hy ook tot ons nader. Jy hoef nie 'n Christen volwasse te wees of 'n superheilige te wees of 'n top Bybelstudent te wees nie. Die nuutste bekeerling, die swakste gelowige kan God se teenwoordigheid ken en God se teenwoordigheid ervaar. So ek het jare gelede hierdie vraag gehoor. As God ver van jou af voel, wie dan wegbeweeg? Want God is Immanuel, God met ons. Hy kan nie wegbeweeg nie, hy is alomteenwoordig. So as God in 2026 ver van jou af voel, moet jy jouself vra, wie dan eintlik wegbeweeg? Want is nooit die Here nie. Ons ken dalk sy teenwoordigheid en kan dit voel, as ons dit werklik waar wil hê. Hy sal tot jou nader, as jy tot hom nader.
Maar hier is die probleem, dis die 4de punt. Ons sukkel om tot hom te nader. Want ons voel vuil. Ons sit met skuldgevoelens en 'n gewete. Daarom kan ons nie na die Here toe gaan nie. Maar nietemin, sy liefde en sy genade is groter as jou sonde. Groter as jou mislukkings, jou foute, wat ook al jy dink jy verkeerd gedoen het. Daarom sê Jakobus vir ons, was julle hande sondaars en reinig julle harte huigelaars. Hy sê ons moet ons hande reinig, want hulle is vuil van sonde. Hy sê ons moet ons harte reinig, want hulle is verdeeld. Ons aandag is afgelei. As jy ver van God af voel, wie is dit dan wat wegbeweeg het? Beteken dat ons ophou om verskonings te maak vir slegte gesindhede, vir terloopse onvriendelikheid, of vir 'n slinkse afmaking, of om besig te wees en rond te ploeter met allerlei onsedelikhede, of allerlei dinge wat die Here nie van ons vra nie, of om oor ons reputasies en prestasies te spog, of vir die afguns wat ons het op ander, of vir bitterheid wat in ons lewens is, of vir 'n kritiese gees, of vir ons biddeloosheid, of vir ons wat heeltyd in beheer moet wees, of om aan wanhoop toe te gee, of om ons vyande te haat in plaas daarvan om 'n lief te hê, en vir ons te versuim om te doen wat die Here eintlik van ons vra om te doen. So hier is 'n nuttige manier om waarheid toe te pas. Ons baie tyd, nog so 5 ure en 22 minute voor die nuwe jaar. Miskien kan jy na die huis toe gaan vanaand, bietjie tyd vat om alleen by God te wees. Bid hierdie eenvoudige gebed. Vra, Here, wys my die waarheid oor myself. Nie die waarheid oor U, of die waarheid oor my vrou of oor my kinders nie, maar wys U die waarheid oor myself. En dan gaan jy 'n stap verder, en dan skryf jy neer wat die Here vir jou wys. In my ervaring kan jy dit nie in 10 minute doen nie. Jy kan dit nie doen as jy besig is, of daar's geraas rondom jou nie. Dit neem tyd om jou hart oop te maak vir die Heilige Gees. Ek moet dit gereeld ook doen. En dan baie keer is ek ontsteld oor wat die Here om my openbaar oor my eie hart. Maar dan is ek ook bly oor die reiniging wat uit my skuldbelydenis en bekering kan kom. Want al was ek ontrou, die Here bly getrou. Hosea 10 vers 12 gee ons 'n baie mooi, wonderlike belofte. Hy sê, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle nuwe land. Dis nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Die jong mense weet dalk nie, maar julle ouer geslagte weet, ploeg is harde werk. Dis nie maklik nie. En dit beteken om die rotse uit te grawe en die onkruid uit te trek, wat die goeie vrugte keer om actually te kan groei. Maar as ons deur God se genade die moeilike dinge doen, beloof die Here om vir ons die reën te stuur, wat 'n nuwe lewe voortbring met nuwe vreugde en met nuwe vrugte, ook uit sy hemel. Maar dit vra vir ons in 2026, die 5de punt. Dit vra vir ons om ernstig te raak, ernstig te word oor ons geloof, oor ons verhouding met die Here. Vers 9 sê, bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolikheid en rou verander en julle blydskap en droefheid. Ek weet, dis nog nie presies jou beste lewe nie, nee. Dit klink nie soos lewe in oorvloed, soos wat Johannes 10 vir ons sê, of die lewe wat eintlik wen nie. Trouwens, hierdie vers is in stryd met die, ek wil die hele tyd gelukkig wees, weergawe wat ons dink in Christendom so gewild is onder baie mense. Hierdie vers klink soos 'n neerlaag, dit klink soos ellende. Ek weet, wie wil nou regtig waar ellendig wees? Ons wil die uitgaan, dominee, ons wil nie treur nie, nie bekommerd wees nie, ons wil gelukkig wees. Huil, regtig so op die einde van
van 'n ou jaar, dis mos 'n downer, soos hulle in Engels sê. Dis 'n killjoy. As ons lag, moet ons dit stop. Dit maak ons nie sin nie. Ons moet begin treur. As ons vreugde het, dan moet dit verander in somberheid. Maak nie sin nie. Maar tog sê die woord dit vir ons. En ek sal die eerste wees om saam te stem met hierdie vers so gestel, dat regtig soos 'n downer lyk. Maar kom ons stap net so 'n bietjie terug en ons vra onsself af, wat bedoel Jakobus met dit? As hy dit vir ons skryf. Is hy 'n vreugdemoordenaar, 'n killjoyer soos hulle sê? Kan ons nie reg wees nie. Is hy 'n pessimis of eenvoudig gestel net negatief oor alles in die lewe? Wat dit ook al is, dit is nie wie hy is nie. Want Jakobus wil hê ons moet ernstig raak oor ons verhouding met God. Hy sê ons is meer sondig as wat ons dink. En ek dink dit is 'n akkurate verklaring van enige Christen se selfevaluering. Want die meeste mense, selfs diegene wat nie kerk toe gaan nie, sal saamstem dat hulle sondaars is. Het jy dit geweet? Wat sê niemand is perfek nie. Ons almal maak foute, ons almal het mislukkings en so voorts. Dit is nie moeilik om mense te kry om met hierdie konsep saam te stem nie. Maar die Bybel gaan baie verder as dit. Dit sê vir ons dat sonde elke deel van die menslike lewe besmet het. Dat ons geestelik dood is, geestelik blind is, doof is, ons is verlore, ons is geskei van God en sonder hoop in hierdie wêreld. En die Bybel openbaar die plettige waarheid dat almal gesondig het. Romeine 3 vers 23. Sê ons almal het die pot misgesit. Ons almal het die punt gemis. Die hele menslike geslag is verlore, gebroke, dood, blind, doof vir God se waarheid, in 'n toestand van 'n ewige rebellie en so geskei van God, dat ons sonder sy troon is, en op die pad is na die ewige hel. Dit is wat God oor die hele mensdom sê. Dit is God se uitspraak oor jou, oor my. Groot sondaars het 'n groot verlosser nodig. En as jy dit nie glo nie, of as jy dink dit is te hard gestel, of as jy die waarheid nie kan hanteer nie, dan gaan hierdie vers 9 vir jou geen sin maak nie. Dit hang alles af van hoe erg jy dink jy aangejaag het of gesondig het. Klein sondaars het 'n klein verlosser nodig. Gemaagdigde, gemiddelde sondaars het 'n gemaagdigde, gemiddelde verlosser nodig. Groot sondaars het 'n groot verlosser nodig. En hier is die sjokker. Ons almal is groot sondaars. Sodra ons sonde sien soos dit werklik is, dan sal ons ellendig wees. Ons sal hartseer wees. Ons sal huil. Ons sal ophou lag en ons sal begin huil. Ons sal ons blydskap en rou laat verander. En dit maak die deur oop na die oorvloedige lewe wat ons almal soek. Dit laat ons fokus op die genade van die Here. Trane kan vir 'n nag aanhou, maar vreugde kom weer in die oggend. Maar hierdie belofte word waar, wanneer ons besluit om God ernstig op te neem. Daarom, soos ons begin het, eindig ons ook met die laaste punt. Bly laag. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en julle sal verhoog word, sê vers 10. As jy terug by nederig wees, lê laag, verhef Christus. En dis 'n goeie woord vir ons almal vir 'n nuwe jaar. Ons kan met onsself spog of ons kan Jesus Christus verhef. Ons kan met hom spog as ons dit so wil stel. Maar ons kan nie albei gelyktydig doen nie. Want daardie vonnis staan as 'n kragtige vermaaning vir elke Christen. So dis goeie raad, want dit beskryf twee keuses. Jy kan jouself kies in 2026, of jy kan Jesus Christus kies
Jy kan jouself verhef in 2026 of jy kan vir Jesus Christus verhef. Maar jy kan nie albei doen nie. Ons het vroeër vanjaar in die bergpredikasie gepraat oor dit ook nie. Maar wanneer ons besluit om laag te lê, met ander woorde nederig te wees en Jesus Christus te verhef, is daar geen beperking vir die wat wag op die Here nie. Vir wat ons kan doen wanneer ons die Here kies nie. Ons kan geseënd word, maar ons moet nederig wees. Ons kan verander, maar ons moet nederig wees. Ons kan die oorvloedige lewe ervaar, maar ons moet nederig wees. So in die vroeë dae van 2026 wat op ons wag, dink baie van ons oor ons 'n nuwe begin kan kry, aan 'n nuwe begin kan werk. Maar vanaand se teks wys vir ons die pad. Dit wys ons die pad wat jou geestelike lewe sal begin. Sy sê, gaan op jou knieë. Wanneer die duiwel lustig is, staan hom te, veg terug. Kom nader tot God. Maak jou lewe skoon. Jy hoef nie vas te hou aan daai sondes van jou nie. Word ernstig oor jou geloof. Wees ernstig oor jou verhouding met die Here hierdie jaar. Want gaan jou verhouding met jou man beïnvloed, met jou vrou beïnvloed, met jou kinders beïnvloed, met jou geloofsfamilie beïnvloed, met jou werksmense beïnvloed, met jou bure beïnvloed. Maar bly laag. Want in die koninkryk van God is die patroon boontoe altyd ondertoe. So as jy jouself verootmoedig, dan sal die Here jou oprig. Hy sal jou weer oprig. En laaste gedagte bly by my opklink. Vers 6 herinner ons heeltyd daaraan dat God die hoogmoediges weerstaan. Dink vir 'n oomblik daaroor. Kan 'n Christen 'n vyand van God wees? Laat dit net so 'n bietjie insink. Ja. Ons kan, want as dit nie waar is nie, dan het hierdie woorde van Jakobus geen toepassing op die meeste van ons nie. Kan God een van sy eie kinders weerstaan as ons dit so wil stel? Al het hy hulle met 'n ewige liefde lief? En die antwoord is ja. Want God het ons so lief dat hy ons nie sal los soos wat ons is nie. Hy is te lief vir jou. Sy liefde lei hom om ons trots, ons woede, ons vuil taal of lostong, ons welis, ons onvriendelike gees en al die verskonings wat ons maak om sonde te probeer weerstaan. Sy liefde lei hom om dit teen te staan. So as jy jouself nou nederig hou, sal God dit nie later hoef te doen nie. Want die eerste prys wat jy altyd betaal is altyd die goedkoopste. En die prys vir die hantering van ons probleme gaan nooit af nie, dit gaan altyd op. Dit is persoonlik waar. Maar dit is ook waar van ons verhoudings. En ons stel hierdie hantering van ons kwessie of probleme uit omdat ons dink dit sal te veel kos om dit nou te hanteer. Maar as nou die regte tyd is nie, wanneer is dan? En dis waar ons 'n groot fout maak. Sonde wat onaangeraak gelaat word, groei altyd. Soos 'n dodelike kanker wat onbehandeld gelaat word. Sonde versprei altyd onder die kanker van die siel is. So ons kan onsself verootmoedig in die oë van die Here, of ons kan aanhou leef soos ons wil tot die einde van tyd wat God besluit om ons weer nederig te kom maak. Keuse is ons sin. Elke seun wag op diegene wat hulle voor die Here sal verootmoedig. Dis die belofte van God. Dis ja, verwaar goeie nuus. Daarom mag God ons help om hierdie woorde van Jakobus ter harte te neem.
Mag hy ons sy genade skenk dat ons onsself voor sy oë kan verootmoedig. Mag hy vir ons wys waar ons trots se wortel geskiet het. Mag sy lig oor ons skyn, die lig van sy woord op die verborgde dele van ons hart. Waar ons versondig het, mag die Here ons genadig wees. En mag die Here ons herstel, dat ons ons weer in hom kan verheug. Mag 2026 die jaar wees. Waar ons Jakobus se raad sal volg. Amen. Here, vanuit die woord vanaand is die lig dalk gesuiwer, die moed is dalk gedemper. Maar hoe dit ook al sê, Here, die Gees het vanaand vanuit die woord vir ons 'n paar vrae gevra wat ons op het antwoord, voor ons ook met 'n nuwe lewensjaar kan begin. Vrae wat net elkeen van ons onsself kan vra en kan beantwoord, Here. En daarom is dit my gebed dat elkeen van ons die harde werk van die siel sal doen en ook oor ons eie lewens sal reflekteer, ons eie verhouding met U, ons eie geloof. Here, soos wat ons dit doen, dat U vir ons die waarheid sal wys, dit vir ons sal openbaar, Here, dat U ook vir ons die antwoord sal gee. En daarom, Here, mag ons ook hierdie nuwe lewensjaar wat op ons wag, dan juis begin in nederigheid, maar ook in diepe afhanklikheid, Here, van die genade, van die verlossing, van die liefde. Here, want sonder U kan ons niks doen nie, en is ons tot niks goeds in staat nie. Daarom, Here, soos wat ons oor ons eie lewens reflekteer, mag ons dalk dinge sien, dalk dinge hoor, waarvan ons nie hou nie. Maar help ons om nie in swakheid terug te deins nie, Here, maar om vas te staan in ons geloof, vol krag en vertroue in U, dat U altyd getrou is, Here, en dat U altyd ons ook sal help. Dat ons enige sonde, enige swakheid, enige fout kan oorkom, Here, wetend, dat ons is meer as oorwinnaars saam met U, soos Paulus vir ons sê. Daarom het die duiwel, hierdie wêreld, enige ding, Here, wat ons aftrek van U af, geen houvas meer op ons nie. Is reeds oorwin. Ons is meer as oorwinnaars saam met U. Mag ons daardie oorwinning wat U vir ons bewerkstellig het, Here, met U kosbare bloed vat en in hierdie nuwe jaar instap, Here, en getuig dat Jesus Christus is die Here. Maak nie saak wat gebeur nie. Nie in ons eie lewens nie, nie in ons geloofsfamilie nie, nie in ons land nie, nie in ons wêreld nie. U bly die Here. U is koning en U regeer. Regeer daarom ook nou, Here, in ons harte. En soos wat U doen, mag ons aan U al die lof en eer bring en die koninkryk uitbou en opbou, dat ons werklik waar, Here, 'n oase van Jesus liefde kan wees. Amen.